Môre, julle, dit is Woensdag, dis middel van die week en die naweek is so winkend al. Ag, en ek hoop julle het heerlik geslaap en dat julle koffie het en dalk miskien al jou gesig gewas het, aantrek en regmaak vir 'n splinter nuwe dag. En as jy vir môre dan ook inskakel, mag jy sommer net beleef hoe die Here jou optel in jou gees en hoe hy jou vul met die teenwoordigheid van sy gees. En mag julle vanmôre ook uit daai krag uit gaan lewe. Ek wil vanmôre vir julle lees uit 2 Korintiërs 5 vers 17 en vers 18. En dis die baie bekende verse. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom en dit is alles die werk van God. Dis nie die enigste, dis nie die eerste en die enigste boek wat vir ons sê dat jou en my lewe in Christus God se werk is nie. Efesiërs 2 sê dit, Galasiërs 3 sê dit, Titus 2 sê dit, en Paulus sê dit weer hier in 2 Korintiërs 5, dis God se werk. En weet julle, nie een van ons kan alles weet nie, nê. Dit is so dat baie mense oor 'n sekere onderwerp alles kan weet, want hulle ondersoek dit, hulle bestudeer dit, hulle gaan doen navorsing daarop. Maar net so is daar nog altyd baie ander onderwerpe waaroor hulle maar baie onkundig is, nê. Ek meen, as jy 'n studie gaan maak van die bestaan en die aard en die karakter van God, dan kom 'n ou vinnig agter, sjoe, dis eintlik 'n veld wat net oneindigend groot is. Ek meen, ontelbare boeke is al oor God geskryf deur baie toegewyde mense. Maar God bly nog altyd die ganse andere, die misteriese God. Ek meen, die deurslaggewende feit is dat ek en jy God alleen op 'n persoonlike basis kan ken. Ons kan dit nie deur boekewerk doen nie, ons kan dit nie deur ander mense se ervarings doen nie, ons kan dit alleen doen deur ons eie persoonlike verhouding. Dit is wel so dat ons sy handewerk in die natuur kan sien. Ek meen, ons het hom al baie in die werk gesien in baie aangeleenthede, maar geloof in God word net 'n realiteit as jy hom persoonlik in jou hart en persoonlik in jou lewe sien. Boekekennis kan jou baie help om hom te verstaan, maar boeke vertel vir jou en my maar net van die pelgrimstog van iemand anders. Iemand anders wat op hulle eie pad die Here geleer ken het. Om die aard en die karakter en die persoonlikheid van God te verstaan, vereis baie meer as net kwalifikasies. Dit is 'n persoonlike ontmoeting en ondervinding met hom self. En dit was om hierdie rede dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het en die Gees toegesê het aan almal wat sy heerskappy erken. Die Nuwe Testament is vol van die heerlike beloftes aan hulle wat met Jesus verenig is deur sy inwonende Gees. Hy het gesê in Johannes 15, bly in my en ek in julle. En deur ons eenheid met Christus word ek en jy ingetrek in 'n dieper, ryker kennis van God. En ons groei in Jesus uiteindelik dan tot volwassenheid. En dit is wat 'n nuwe skepsel is. Ek en jy groei op in die teelaarde van die Gees in ons lewens, deur die werk van die Here Jesus. En dit kan net persoonlik gebeur. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. O Heilige Leidsman, ek dank U dat ek deur die kennis wat U Gees aan my deel, altyd groei in meer kennis van U. En ek kom vra dat U vir my elke dag daardie persoonlike ontmoeting sal gee, sodat ek U persoonlik beter kan ken. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Daar sê julle almal, hoop julle het 'n mooi middel van die dag weekdag en môre dan praat ons weer. Totsiens.